Dit is Goeie Vrydag 2026 en ek wil hier by Uit die Woord Digitaal vir jou sê baie hartlik welkom en baie dankie dat jy vanmôre inskakel by ons Goeie Vrydag erediens. Op hierdie dag vier ons die kruisiging van ons Here Jesus Christus en ons oordink al die geweldige lyding, smarte, pyn en die dood wat Jesus aan die kruis moes verduur. Baie dankie dat u vanmôre gekies het om in te skakel hier by ons en my bede is dat vanmôre se boodskap vir jou ook tot baie groot seën sal wees saam met jou gesin op hierdie Goeie Vrydag. Op hierdie Goeie Vrydag dink ons ook aan alle Christene wêreldwyd wat hierdie baie spesiale dag vier. In die besonder daardie Christene in oorlogsgetuisterde lande waar dit uiters gevaarlik is en waar hulle vrees vir hulle lewens. Ons bid in die besonder ook vir hulle. Kom ons word vanmôre stil voor die Here op hierdie pragtige dag wat die Here vir ons gegee het. En ons vra deur sy Heilige Gees dat hy ons harte sal oopmaak en hierdie boodskap 'n werklikheid in ons lewe sal maak, sodat ek en jy ook op hierdie dag bewus sal word van Jesus se liefde, van sy genade en die boodskap van redding ook ons eie sal maak. Kom ons bid saam. Onse troue God en Hemelse Vader, ons loof en aanbid U op hierdie Goeie Vrydag. En ons wil U naam groot maak, omdat U 'n God is wat met verlore mense bemoeienis maak. Baie dankie vir Jesus Christus, wat U na hierdie wêreld toe gestuur het. En dat hy die hoogste prys aan die kruis op Golgotha betaal het, sodat ons vrygespreek kan wees, sodat ons gereinig kan wees, en sodat ons gered kan word. Ons loof U, Here, vir 'n dag soos hierdie. Wanneer ons die gebeure op Golgotha vandag herdenk, wil ons vra, Here, dat U sal gee deur U Gees, dat dit ons harte sal raak, en dat hierdie boodskap vanuit U woord ons tot geloofsversterking ook vandag sal lei. Maak daarom nou ons harte oop vir U woord en praat met elkeen van ons deur U woord en Gees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan uit die woord van die Here vandag saam lees uit die Matteus Evangelie, Matteus 27, vanaf vers 32. En hier word vir ons die gebeure beskryf wat met Jesus Christus gebeur het daar aan die kruis op Golgotha. Kom ons gaan begin lees by vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. En hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie.
Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Dan lees ons vanaf vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rots het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood is opgewek. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die Seun van God. Liewe vriende, goeie Vrydag is 'n dag waarop ons stil staan by hierdie hartseer gebeure wat met Jesus Christus plaasgevind het aan die einde van sy lewe. Ja, Jesus Christus, die Seun van God, is onskuldig aan 'n kruis vasgespijker. Hy's verwerp deur die wêreld. Hy's deur mense bespot en verag. En hy is vasgespijker op die wreedste manier denkbaar, wat enige mens destyds kon beleef en ervaar. Golgotha, die kobbeenplek, was 'n plek vir misdadigers. Maar Jesus Christus was sondeloos. Onskuldig is hy hier vasgespijker en ter dood veroordeel. Nou vandag staan ons stil by die donkerste oomblikke, maar ook van die kragtigste dade wat in hierdie wêreldse geskiedenis plaasgevind het. As ons eerlik is, voel Goeie Vrydag nie regtig vir ons goed nie. Maar dit is 'n dag vol pyn en lyding en smarte en hartseer en die dood. Dis 'n dag van verlatenheid. Want dit lyk vir ons op hierdie dag asof God stil geword het. Het jy al in jou lewe gevoel, liewe vriende, dat God stil word in jou lewe? Jy bid, jy roep, jy wag, jy vra, maar daar is geen antwoord van God nie. Dit voel vir jou asof God stil geword het. Op Goeie Vrydag hoor ons vir Jesus aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Kan dit wees dat selfs die Seun van God, die Koning van die konings, die Verlosser van die wêreld, deur God verlate was? Kan dit wees dat daar stilte deur Jesus beleef is, daar aan die kruis? Maar geliefdes, daardie stilte was nie God se afwesigheid nie. Dit was God se diepste werk. En daarom wil ek vandag vir jou uitnooi om te luister na hierdie preek tot op die einde, om hierdie belangrike waarhede vanuit God se woord ook vir jou eie lewe te hoor en van toepassing te maak op jou eie geloofslewe. Want vandag
gaan jy en ek verstaan wat die kruis werklik beteken. Jesus hang aan die kruis, die skare spot en die hemel is donker. En daar kom hierdie aangrypende woorde uit die mond van Jesus self. Matteus 27 vers 46. My God, waarom het U my verlaat? Die Seun van God roep na die Vader. En dit voel asof daar geen antwoord is nie. Nou vanmôre gaan ons stil staan by 3 baie belangrike hoofpunte vanuit hierdie teks wat ons saam gelees het. En ek nooi jou uit dat jy ook hierdie belangrike waarhede vandag in jou hart moet bewaar, daarin moet glo en dit jou eie moet maak, sodat jy kan verstaan wat die wil van die Here ook vir ons lewens is. Nou ons almal het een of ander tyd in ons lewe of tydstip in ons lewe op 'n plek gekom waar ons al gevra het, Here, waar is U? Here, sien my raak. Hoekom voel dit asof U stil is en nie antwoord nie? Jy bid, maar niks verander nie. Jy glo, maar dinge word net erger. En Goeie Vrydag wys vir ons, selfs Jesus het stilte ervaar in die diepste oomblikke van sy lewe aan die kruis. Aan die kruis was daar geen stem uit die hemel wat hom geantwoord het nie. Aan die kruis was daar ook geen engele wat gestuur is om hom te kom red nie. En geen wonderwerk om hom van die kruis te kom afhaal nie. Net stilte. Maar hier is 'n baie belangrike waarheid wat ek en jy vanuit hierdie teks vandag moet leer. En dit is, God se stilte beteken nie afwesigheid nie. Dit mag dalk voel of God ver is, maar hy is nie. Want op daardie oomblik, toe dit lyk asof God stil geword het, was hy eintlik besig met die grootste werk van verlossing ooit. En nou die tweede belangrike punt waarby ons vandag stil staan is, wat het werklik gebeur in daardie stilte? Daardie stilte was nie leeg nie. Daardie stilte was nie doelloos nie. Dit was nie betekenisloos nie. Dit was inderdaad juis vol betekenis en van groot waarde. Aan die kruis het Jesus 3 dinge vir ons kom doen, wat ek en jy baie duidelik vandag op Goeie Vrydag moet raak sien en inglo. In die eerste plek, jou sonde is gedra. Alles wat verkeerd is in ons lewe, al ons sonde, al ons tekortkominge, al ons elende, is op Jesus geplaas. En hy het dit vir ons aan die kruis kom dra. Dis die eerste belangrike ding wat ons moet weet. Die tweede belangrike ding, jou straf het Jesus kom dra. Die oordeel wat ons op ons moes kom, het hy in ons plek vir ons kom dra. En dit is nie net jou oordeel nie, dit is die hele wêreld se oordeel. Alle mense van alle eeue, uit alle volke, tale en nasies se oordeel het hy kom dra. En dan in die derde plek, jou skeiding van God het Jesus kom dra. Daardie gevoel van verlatenheid wat jy soms voel, of verlorenheid wat in jou hart opkom, het hy vir jou kom beleef. Hy het dit in jou plek kom doen. Daarom roep hy dan ook uit, my God, waarom het U my verlaat? Nie omdat God hom een kant toe geskuif het en hom van hom vergeet het nie, maar omdat hy jou plek kom inneem het. En hier is 'n kragtige waarheid wat ek en jy vandag op Goeie Vrydag moet besef. Jesus was vir 'n oomblik verlate, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. Nou die derde punt wat ons vandag by stil staan
is die volgende. Jou stilte is nie die einde nie. Goeie Vrydag voel dalk vir Jesus of die ander mense soos die einde, maar dit is nie. Want Saterdag kom, wat 'n stil dag was, en ook Sondag het gekom, die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Die stilte was net 'n tussenfase, 'n tydperk waarin God agter die skerms besig was om te werk in Jesus se lewe. As jy vandag voel in jou eie lewe, God is stil. Ek beleef hom nie. Ek ervaar hom nie. Ek voel hom nie. Jou gebede gaan nêrens nie. Jy voel of jy alleen is. Dan sê die kruis vandag op Goeie Vrydag vir jou, God werk nog, selfs wanneer jy niks hoor nie. Nou wat doen jy wanneer dit vir jou voel asof God stil is in jou lewe? Die eerste belangrike ding wat jy moet doen is, hou aan met glo. Moenie ophou glo nie. Selfs Jesus het aan sy Vader bly vashou daar aan die kruis op Golgotha. Moenie ophou glo nie. Hou aan met glo, al voel dit vir jou asof God ver is en al voel dit vir jou asof God stil is. Dan die tweede belangrike ding wat ek en jy moet doen is om aan te hou bid. Ja, Paulus skryf, bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 13. Ons moenie ophou bid nie. Jakobus skryf in Jakobus hoofstuk 2, of Jakobus hoofstuk 5 liewer vers 16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Moenie ophou bid net omdat jy nie 'n antwoord hoor nie. God sal antwoord op sy tyd en op die regte wyse. Dan die derde belangrike ding wat ek en jy moet doen wanneer dit vir ons voel asof God stil is in ons lewe. En dit is, hou vas aan die kruis. Want die kruis van Jesus Christus beteken, God het nie vergeet nie. Dit beteken, God is liefde en dit beteken, God gee redding. Daarom, gryp meer vas aan die kruis. Met 'n gelowige hart, hou vas aan Jesus en aan sy kruis. Die dag toe God stil geword het, en die dag toe God stil was dit nie 'n dag waarop hy opgehou werk het nie. Dit was die dag toe sonde gebreek is aan die kruis. Toe skuld betaal is deur Jesus en toe liefde bewys is deur die Seun van God. Die stilte van God was eintlik die hardste verklaring en die duidelikste bevestiging van sy liefde. Miskien voel jy dalk vandag hier op Goeie Vrydag 2026 alleen en moeg en verstote en eensaam en verlate. Hoor die woord van God vandag vir jou. Jy is nie alleen nie. Jesus het daardie pad geloop aan die kruis op Golgotha, sodat jy nooit alleen hoef te wees nie. Die dag toe God stil was die dag toe hy die meeste gesê het. Mag hierdie dag vir jou en jou gesin groot vrede en seën in jou lewe inhou. Mag julle die wonderlike liefde van God beleef deur Jesus Christus op hierdie dag en mag Goeie Vrydag van 2026 jou na die kruis lei, na Jesus lei, die koning van die konings en die Here van ons lewe. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap van vandag, wat U op Goeie Vrydag vir ons kom gee het. Dankie dat U 'n God is, wat ons nooit in die steek sal laat nie, wat selfs werk agter die skerms, en al voel dit vir ons asof U stil is, U is besig om U planne tot uitvoering te bring in ons lewe. Dankie vir Jesus Christus, wat U na hierdie wêreld toe gestuur het, om die hoogste prys te betaal aan die kruis op Golgotha.
Dankie dat hy uit liefde sy lewe vir ons kom gee het. Dat hy uit liefde ons kom red het van sonde en dat hy uit liefde ons sy kinders kom maak het. Laat ons op hierdie goeie Vrydag ons lewens aan U toevertrou met gelowige harte en aan U alle lof en dank en aanbidding bring. Ons eer U vir 'n dag soos hierdie. Laat goeie Vrydag vir ons vul met U vrede en met U liefde en ons geloof versterk dat ons meer en meer elke dag vir Jesus Christus sal lewe. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën op hierdie dag. Ons nooi U uit na ons opstanding Sondag erediens, wat eerskomende Sondag plaasvind, 9:00 die oggend, en U is welkom om ook daarby in te skakel. Mag U 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Vrede vir jou.